Môre, dis Maandag die 3de Augustus en ek hoop jy begin hierdie dag met die diepe besef dat God se seën oor jou lewe nie afhang van jou posisie in die ry, jou eie verdienste of menslike tradisies nie, maar uitsluitlik van sy onverdiende genade. Ons het gesien hoe die stokkou Jakob die vorige keer geweier het om in Egipte wortel te skiet en sy oë op die ewige beloofde land gehou het. Vandag word Jakob ernstig siek. Josef bring sy 2 seuns Manasse en Efraim na sy pa se sterfbed toe, sodat hy hulle kan seën. Maar toe Jakob sy hande uitsteek, doen hy iets wat die hele menslike stelsel van verdienste omkeer. En dit gee vir ons 'n wonderlike vooraf skadubeeld van die kruis. Nou ons hanteer vandag die hele Genesis 48 en ek wil jou aanmoedig soos oudergewoonte om later die hele hoofstuk rustig in jou Bybel te lees. Want die titel van ons oordeenking is Die gekruiste hande van genade. Dink gou hieraan. Probeer jy nog steeds God se guns verdien deur jou eie prestasies? Of rus jy vandag in die wete dat God se grootste seën oor jou uitgestort is deur die genade van die kruis? Nou ons fokus veral vanoggend op verse 13, 14 en 19, maar sowel as Hebreërs 11 vers 21. Kom ons begin. En Josef neem hulle 2, Efraim met sy regterhand links van Israel en Manasse met sy linkerhand regs van Israel en hy bring hulle by hom. Toe steek Israel sy regterhand uit en lê dit op die hoof van Efraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse. Hy het sy hande oor kruis gehou, want Manasse was die eerstgeborene. En dan in vers 19, maar sy vader weier en sê, ek weet my seun, ek weet, hy sal ook 'n volk word, en hy sal ook groot word, nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy, en sy nageslag sal 'n menigte van nasies word. En hoor dan wat sê die Nuwe Testament hieroor in Hebreërs 11 vers 21. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed al 2 die seuns van Josef geseën, en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Stel jou hierdie toneel voor. Volgens die gebruik van daardie tyd moes die eerstgeborene Manasse die regterhand ontvang, wat beteken hy die grootste deel van die erfenis en die geestelike voorreg ontvang. Josef bring sy seuns presies soos die tradisie vereis, Manasse aan Jakob se regterkant en Efraim aan sy linkerkant. Maar toe die blinde stokkou Jakob se arms uitsteek, doen hy iets merkwaardigs. Hy kruis sy arms. Hy sit sy regterhand op die kop van die jongste Efraim en spreek die Berachah, God se verbondseën oor hom uit. En weet jy wat besonders is? Die res van die Bybel wys dat hierdie genadige keuse nie toevallig was nie. In 1 Kronieke 5 lees ons dat die eersgeboortereg van Reuben weggeneem en aan Josef se nageslag gegee is. En eeue later verklaar God in Jeremia 31 vers 9, Efraim is my eersgeborene. Toe Josef sy pa se hande probeer regskuif en sê, nie so nie my vader, weier Jakob. Hebreërs 11 sê dit was nie 'n ou man se misverstand omdat hy blind was nie. Dit was 'n daad van geloof. Jakob het geweet, God se genade volg nie menslike rangorde nie. God kies dikwels die geringste om sy heerlikheid te openbaar. En hier is die groot waarheid vir jou Maandag. By die kruis is niemand agter ons nie. God se genade werk nie volgens menslike reëls van verdienste nie. Jy hoef nie die belangrikste, die slimste of die mees gekwalifiseerde te wees om God se seën te ontvang nie. As die wêreld jou afskryf of vir jou sê jy is nie eerste in die ry nie, herinner die Bybel jou dat God se genade die hele ry omkeer. En hoor jy hoe hierdie gebeure ons reguit neem na die hart van die evangelie? Toe Jakob se arms kruis, teken God reeds eeue vooruit die skaduwee van die kruis. Volgens God se heilige wet het ons almal oordeel verdien. Ons was almal soos die jonger broer, sonder verdienste, skuldig en verlore. En die Here Jesus Christus is God se volmaakte seun. Hy alleen het al die eer,
guns en hemelse seën verdien. Maar toe Jesus sy arms aan die kruis uitgestrek het, het God sy genade oor verlore sondaars uitgestort. Aan die kruis het Jesus ons straf gedra en die oordeel wat ons verdien het, op hom geneem, sodat ons die volle berachag, God se verbondseën, die kindskap en die hemelse erfenis verniet uit genade kan ontvang. Dit is die evangelie. Jy is nie gered omdat jy dit verdien het nie. Jy is gered omdat Jesus sy arms vir jou aan die kruis oopgesprei het. Kom ons bid saam. Here onse God, ons almagtige hemelse Vader, ons buig voor U in diepe aanbidding vir U onverdiende genade oor ons. Here Jesus, dankie vir die kruis van Golgotha, waar U arms vir ons oopgesprei is. Dankie dat U ons oordeel op U geneem het, sodat ons U hemelse seën en erfenis verniet kan ontvang. Dankie dat ons vandag nie op ons eie goedheid hoef te steun nie, maar volkome op U voltooide verlossingswerk staan. Heilige Gees, vul ons harte vandag met stille dankbaarheid. Leer ons om op te hou stoei om U guns te probeer verdien. Help ons om te rus in die wete dat ons veilig in Jesus se hande is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy vandag voel jy's te swak, te agter, of nie goed genoeg vir God nie, kyk op na die kruis. God kyk nie na jou prestasie nie. Hy sien jou deur die volmaakte werk van Jesus Christus. Gaan uit vandag en leef in die vryheid van sy genade. Ek hoop jy het 'n geseënde maandag.